dalk die moe vallei, weet julle dalk wie daar so bly? Thuis in sy moe huisie, daar is hy, 'n vriend soos min en 'n held daarby, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Weet julle wat die tyd is hier, vir nader skyf vir 'n avontuur, wie laat ons kraai van pure plesier, vir 'n storie van sy nuutste gier, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin, dit is Moomin, 'n liewe love Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe, en snip, snap, en stinkie daarbij. Allemaal bly saam in die moe-vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe, en snip, snap, en stinkie daarbij. Allemaal bly saam in die moe-vallei, saam met Moomin. Moo, mama, moo, papa, moo, my, boe, boe, en snip, snap, en stinkie daarbij. Ons is amper daar, nog net 'n klein entjie. Mens kan die moe se huis van hier af al sien. Dit het vroegdag al begin reën en teen die middag so hard gereën dat niemand sy neus by die deur wou uitsteek nie. Almal was by die moe se huis toe Tjoek kom kuier. Hallo Moomin, ek het vir julle kom kuier. Hallo Tjoek, kom in. Mama, Tjoek het kom kuier. Kom maar in, nee, jy hoef nie bang te wees nie. Hulle sal niks doen nie. Huh? Is daar iemand saam met jou? Ek het 'n maatjie saamgebring. Haar naam is Ninnie. Ninnie? Ja, kom in, Ninnie. Maar hier is niemand nie. Toe maar, sy's hier. Mense kan haar net nie mooi sien. Regtig? Wel, sy's baie skaam vir alles sy vreemde mense sien. Luister, ek gaan vir jou die deur ooplos en dan kan jy maar later inkom as jy lus voel. Sies tog maar sy gaan verskriklik nat word. Ek weet nie of dit regtig soveel saak maak as mens heeltemal onsigbaar is. Huh? Hallo Tjoek, dit is lekker om jou weer te sien. En nou, waarna kyk almal van julle? Vertel ons van Ninnie, wat het met haar gebeur? Julle weet tog as 'n mens regtig bang is vir iets of iemand, kan jy heeltemal onsigbaar raak van vrees. En ek dink dis presies wat met klein Ninnie gebeur het. Arme ding. Hoeso? Wel, julle sien Ninnie bly by 'n vrou wat na haar kyk omdat sy dink dit is haar plig. Maar die vrou hou nie eintlik van kinders nie en daarom hou sy ook nie van Ninnie nie. En sy behandel haar baie sleg. Sy word nie kwaad en gil en skree op haar. Dit sou dalk nie so erg gewees nie. Raas sy dan met haar? Nee, sy praat so dat sy nooit met Ninnie. En as sy nog vir haar iets sê, dan is sy koud en sarkasties. Wat beteken sarkasties? Laat ek sien. Sê nou maar jou voet hak eendag vas en jy val teen 'n tafel en stamp jy goed daarop om. Wat dink jy sy jou mamma vir jou sê? Hoe ek weet, sy sal vir my vra of ek seer gekry. Ja, en party mense sal dalk kwaad word, maar die vrou by wie Ninnie bly sal nie een van die dinge doen nie. Sy sal voor Ninnie gaan staan en sê, dit mag miskien jou simpel idee van dans wees, maar sorg asseblief net dat jy uit ander mense se kos uitbly. Dit is sarkasme. Maar dis verskriklik. Ja, dit is wat sy elke liewe dag met Ninnie gedoen het. Sy het nooit met haar gepraat nie en as sy wel vir haar iets gesê het, was sy sarkasties. Dit het Ninnie baie hartseer gemaak en sy het stadig begin wegraak. Sy het dowwer geword totdat sy verlede Vrydag heeltemal weggeraak het. Sy's tog arme Ninnie. En die vrou het haar toe vir my gegee. Sy sê sy kan nie na iemand kyk wat onsigbaar is. Nou is sy hier. Ek hoop jy die vrou het baie goeie les geleer, Tjoek. Ek hoop ten minste jy het haar 'n goeie pak slaag gegee. Nee, wat dit doen net mooi niks aan sarkastiese mense nie. Ek het Ninnie saam met my huis toe gevat. Nou het ek haar hiernatoe gebring sodat jy haar kan help om weer sigbaar te word. Wel, ons voel baie geëerd dat jy haar na ons toe gebring het, maar ek is nie so seker of ons kan Ja, help. ek verstaan, maar as daar enigiemand is wat haar sal kan help, dan is dit Moo mamma. En sy kan met Moomin speel. Sê my Tjoek, kan die dingetjie daarin praat? Nee, toe sy onsigbaar geraak het, het sy ook haar stem verloor.
O, genade. Ek sal baie graag nog 'n speelmaatjie wil hê, maar hoe gaan ek met haar speel as ek haar nie kan sien nie? Sy sal elke keer wen soos wegkruipertjie speel. Die aaklige ou vrou by wie sy gebly het 'n klokkie om haar nek gehang, so jy sal altyd weet waar sy is. Luister, daar's iemand by die deur. Oh, dit moet seker klein Ninnie wees. Ai, kom in Ninnie, kom drink saam met ons 'n koppie tee. Toe kom in, jy hoef nie bang te wees nie. Dit is jou nuwe huis en die mense by wie jy gaan bly, die moes sal baie goed na jou kyk. Dis moe mamma, moe pappa en dit is moe min. En dit is my vriende, Moe my en Snif Snaf. Ons was nou net besig om tee te drink, Ninnie. Wil jy nie ook hê nie? Dit is te sê as jy kan drink. Of 'n bietjie koeldrank. Ek gaan gou koeldrank aanmaak, in geval jy eerder daarvan wil hê. Stap maar deur eetkamer toe, nie. Jy kan sommer op enige stoel gaan sit. Sal mens die koeldrank en haar maagie kan sien. Ek is jammer ek kan julle nie meer vertel. Ek het julle alles van haar vertel wat ek weet. Ek hoop regtig julle sal haar kan help. Ek weet dat julle baie goed sal wees vir haar. Ek seker sy sal geen probleem wees nie. Hier is jou koeldrank, Ninnie. Hier. Ek sal ongelukkig nou moet gaan, mense. Ek het nog 'n paar ander dingetjies om te doen, maar ek sal so af en toe kom inloer om te hoor hoe dit met Ninnie gaan. Baie dankie vir die tee. Dit was lekker. Dis 'n plesier, Tjoek Tjoek. Oh, Wat is dit? ek het skoon vergeet. Julle het ander gaste wat op die oomblik hier kuier. Wat is hulle name nou weer? O ja, jy praat seker van Doodles en Googles. Nee, hulle het klaar gekuier. Hulle is verlede week al terug huis toe. O, dan is dit goed. Totsiens dan. Ek sien jy het al jou koeldrank opgedrink, Ninnie. Kan ek vir jou nog 'n bietjie gaan haal? Was dit lekker? Kom jy saam met my op boontoe, Ninnie? Nou toe kom. Dis waar jy van nou af gaan slaap, hoor. Hou jy daarvan? Ek het vir jou koeldrank op die tafel neergesit. Jy kan daarvan drink as jy dors word. En toe wil jy nou in jou bedjie inklim en slaap. Nou goed, jy is seker moeg na die lang stap hiernatoe saam met Tjoek Tjoek. As jy vandag wakker word en jy voel bang of eensaam, moet jy my kom wakker maak. Sal jy nie? My kamer is net nie langs jou nie. Lui net jou klokkie in my oor en sal ek wakker word. Ek slaap nooit vas nie. Nou ja, soet slaap. Jy en die ander kinders gaan môre sommer lekker speel. Lekker slaap, kindjie. Slaap sy? Ja, Ek het nou net gesit en wonder, mamma. Dink jy daar's iets in jou ouma se medisyneboekie wat haar dalk gesond gaan maak? ek weet nie. Ek weet nie of medisyne iemand wat onsigbaar is weer sigbaar kan maak nie. Seker die moeite werd om te probeer. Nou gaan kyk of jy iets kan kry. Kan nie onthou of ek al so iets in ouma se medisyneboekie gesien het nie. Ek wil vreeslik graag sien hoe sy lyk. Hier is dit. Ons kyk of ons hierin iets kan kry. Hangstert, hartseer oë, hart sonder liefde. Wag 'n bietjie, dit lyk na iets. Die resep was agter in die medisyneboekie in 'n bewerige handskrif geskryf. Maar dit moes die regte een wees, want dit het gesê: geneesmiddel vir iemand wat al hoe dowwer raak en moeilik raak om te sien. Dit was 'n baie ingewikkelde resep. Ek hoop regtig ouma se resep sal werk, skat. Ouma se medisyne het nog altyd gewerk.
ook weer waar, ja. Wat dink jy, mamma? Dink jy klein Ninnie slaap dalk nog? Haai, kyk, 'n mens kan Ninnie se skoene sien. Hallo, papa. Môre my. Het jy nou opgestaan, papa? Ja, sy was al vroeg wakker. Waar sy het al geëet? Ek is nie seker nie. Hoekom gaan kyk jy nie? Dalk is sy nog in die eetkamer besig om te eet. Kom gou snap. Waar is Ninnie? Waar is sy? Wag stadig nou julle twee. Sy is besig om gou-gou haar medisyne te drink. Kom nou, een lepel van Moomin. Das is reg. Die medisyne sal sommer gou begin werk, jy sal sien. Ai, kyk haar skoene sweet met die lig. Ja, toe sy vanoggend uit die kamer uitkom, kon jy haar skoene sien. Dis darem 'n snaakse paar skoene. Maar sy het 'n pragtige paar voetjies. Ek weet mamma se medisyne is goed, maar ek dink nie dit kan so vinnig werk nie. 'n Mens moet seker baie snaaks lyk as jy verkies om liewer onsigbaar te wees. Moet jou nie aan my steen nie, Ninnie. Dis maar haar manier van praat. Sy bedoel niks leliks nie. Ek sê net altyd wat ek dink. Hoekom kan 'n mens nie sien hoe sy die kos insluk nie? Wat gaan ons vandag met Ninnie doen? Goeie vraag, ek wonder self. Ons gaan blik sampioene. Dis te vervelig, ek kry nooit iets nie. Hoe klink dit vir jou, Ninnie? Is jy lus daarvoor? Dan is dit afgehandel. Kom ons kyk wie die meeste sampioene kan pluk. Jy sal eers veel van my moet verduidelik watter kan mens eet. Vir my lyk hulle almal dieselfde. Is jy reg? Papa! Kyk, vanoggend kan mens Ninnie se skoene al sien. So waar. Min dinge wat mamma se medisyne nie kan regmaak nie. Nie of dit die medisyne is nie, want sy het dit nou net eers gedrink. Ek kan dan is dit werk vinniger om sy nie nou 'n lyfie het nie. Ek dink dit is omdat sy nie meer by haar tante is. Ja, dit is moontlik. Mamma, ons gaan Ninnie saam met ons vat om te gaan sampioene pluk. Ja, dis 'n baie goeie idee. Môre julle. Môre my. Môre my. Waar's Ninnie vanoggend? Lieve land. Dis 'n vreeslike klomp sampioene. Hoe het jy dit reg gekry? Jou mandjie is amper propvol. Ek kon maar net die helfte soveel bymekaar maak. Ai, Moomin, hoeveel sampioene het jy al gepluk? Goeie gedorie, dis maklik 4 keer soveel as wat ek gepluk. Ja, ek weet, dis baie sampioene. Jy het nog nooit soveel gepluk nie. Ek weet nie, iets voel nie van my reg nie. Dis toe nooit jy wat al die sampioene gepluk het. Nee, jy's reg, dit was nie ek nie. Hier's my mandjie. Ek weet jou daai aklige tante van haar het nooit dat sy die sampioene gaan pluk nie. En nou probeer sy vir altyd in. Ek weet jou al wat die ou tante haar toegelaat het om te doen was om die mandjies te dra. Sis, tog, dit moes verskriklik gewees het. Dis ou stinkie. Wat kom maak hy hier? Wil julle hê ek moet sy neus vir hom byt? Hallo julle, ek het julle lanklaas gesien. Nie lanklaas genoeg nie. As ek reg onthou het jy laas my swembroek in gom gedruk. Ja, maar jy kan nie stry dat dit baie snaaks was nie. Wat sy maatjie sweef hier op sy eie in die lug rond, hè? Ek wil nie ongeskik wees nie, maar ek gaan jou nie vertel nie. Dis seker dokter weet al sy werk. Gits dink net aan al die dinge wat 'n mens kan doen as niemand jou kan sien. Kom julle, kom ons loop liewer. Ek sal jou mandjie vir jou dra, Ninnie. Kom met ons dadelik loop, Ninnie. Jy, wat 'n mens nie kan sien nie, noem hulle jou nou Ninnie omdat jy niks is nie. Het jou stem ook weggeraak. Jy, kan my hoor? Hou op met jou geskree, stinkie. As jy so te kere gaan, maak jy al bang.
Dan sien Ninnie van julle nog boonop aan meisiekant, 'n nikswerk meisiekant wat nie eens boe of bak is en ag. Hou nou op, Stinkie, of ek gaan... Of jy gaan wat hê, Moeman. As jy nie nou ophou om vir Ninnie te pla nie, gaan ek baie kwaad word vir jou. Wel, sonder haar voete is sy 'n perfekte bangrover gewees het. Jammer, maar dit sal nie werk nie, meneer Stinkie, want sy is besig om weer sigbaar te word. Gister kon mens haar voete ook nie sien nie, maar vandag kan jy hulle duidelik sien. Maar as ek my nie misgis nie, is hulle weer besig om te verdwyn. Lyk my mens met dan net bang maak. Ag nee. Dit is hulle. Dis jou skuld dat haar voete weggeraak het. Ja, nou kan sy vir my banke roof. Niemand sal weet dis ek nie, want niemand kan haar sien nie. Dis die perfekte plan. Sy sal nooit vir jou 'n bank beroof nie, al doen jy ook wat. Ons gaan sorg dat sy een van die dae weer heeltemal sigbaar is. Sy drink van Moema se medisyne en dit werk altyd. Wie se mandjie is dit hierdie? Dis myne en my meisin. Die sampioene wat jy gepluk het, lyk baie mooi. Ons het nie soveel gekry so gewoonlik nie, want Ninnie het vooruit gehardloop en almal gestaan en pluk. Nee, jy het heeltemal genoeg gepluk, maar ongelukkig kan 'n mens hulle nie eet nie. Dit is duiwelsbrood. En die een word vleeggif genoem. Hulle is albei baie giftig. Ek neem aan dit is snifsnaf en moemens in die, né? Ons het nie giftiges gepluk nie. Nee, nie soveel soos Moema en my nie. Maar hier is 'n giftige stinkhoring en hier is 'n kopertrompet. En julle albei het witmus sampioene in julle mandjies. Dit lyk goed. Dit moet seker Ninnie se mandjie wees. Hier's nie 'n enkele giftige sampioen in nie. Hoe het sy dit reg gekry om alleen soveel sampioene te pluk? Waar is jy nou, Ninnie? Kom jy nou toe, skat? Toe Ninnie, jy hoef nie so skaam te wees nie. Jy kan tog nou maar uitkom. Dit is wat ek nou 'n mandjie vol pragtige sampioene noem. Ons gaan heerlik smil vanaand. Jou goed is terug. Dis wonderlik, Ninnie. Ek hoop as ek een van die dae jou gesiggie ook kan sien. Ja, ek is doodseker dit gaan sommer binnekort gebeur. Jy moet jou nie te veel aan Stinkie steur nie, Ninnie. Hy's net 'n groot prater. As daar iets is wat jou ongelukkig maak, dink dan net aan iets anders. Dis my filosofie in die lewe. As iemand jou pla of ongelukkig maak, byt sy neus. Dis my filosofie in die lewe. Enigiemand wat so 'n mandjie vol wonderlike sampioene kan pluk, verdien daarom om sigbaar te wees. Dis wat ek sou sê. Dink jy nie ook so nie? Kyk, mens kan my hele honderlyf sien. Dis fantasties. Dis wonderlik, Ninnie. Ek kan nie wag om te sien hoe lyk die res van jou nie. Ja, ek ook nie. Maar ek dink nie muisgrys is die regte kleur vir so 'n oulike dogtertjie soos jy nie. Sien jou môre, Ninnie. En onthou jy kan môreoggend slaap tot so laat as wat jy wil. Jy moet lekker slaap. Kom slaap, Moema maar nog. Wat op aarde doen jy, maar wie wat die tyd van die nag is en jy moet kom slaap. En hoe lyk dit vir jou, pappa? Mooi. Dit is 'n pragtige rokkie. Dis nogal lekker om iemand in die huis te hê wat klere dra. Hoe dink jy sal Ninnie hierin lyk? Wat is dit? Dis 'n lint.
toe, papa? Môre my, jy's daarom vroeg op vanoggend. Was Nanny? O, sy slaap nog. Jy's vroeg wakker. Kan 'n mens al meer van haar sien? Kom ons gaan kyk. Dit is om 'n Kersfeespresent op te maak, dink jy nie so nie? Vir my voel dit meer soos 'n hele string persente. Elke dag maak 'n mens 'n nuwe een op. Ja, dis waar, nee. Ek dink dit is nogal opwindend. Elke dag kry mens kans om so ietsie meer van Denny te leer ken. Luister, ek dink daar het net 'n deur oopgegaan. Dan is sy al wakker. Ek hoop sy het die nuwe rokkie gekry wat ek langs haar bed neergesit het. Kyk, sy het die rokkie aangetrek en dit pas so waar. Nou weet mens ten minste waar haar gesiggie is. Ja, ek moet sê dis darm nou baie beter. Dankie julle. Dankie vir alles. Sy het haar stem teruggekry. Alhoewel mens nog nie Ninnie se gesiggie kon sien nie, was dit 'n groot verligting dat sy weer begin praat het. Want dit voel nogal aardig om met iemand te praat wat nie met jou terugpraat nie. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moeman. Maar die kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moeman. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie ons speelblik as paai, klein Moeman. Moeman. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moeman. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moeman. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moeman.